Nou ja, ons moet almal nou weer verwelkom, hartlik, hier by Kuier om die Woord. Baie spesiale Kuier om die Woord vandag. Ons begin met 'n nuwe Bybelboek. En die eerste keer gaan ons na die Ou Testament. En ons gaan begin met boek Jesaja, en soos ek vir julle verduidelik het, die hele boek Jesaja het 66 hoofstukke. Die hele Bybel het 66 boeke. So as jy konsertina wil speel met die Bybel, as jy kon, en jy kon die Bybel so ooptrek, soos 'n konsertina, en jy druk hom weer so toe na jou hande toe, reg oor Jesaja, jy stop daar, dan vind jy dat Jesaja is inderwaarheid 'n mini-Bybel. Dat die totale Bybel word eintlik soort van uitgehaal daar. En as jy Jesaja lees, dan lees jy ook die Nuwe Testament dan. Want alles in die Ou Testament, nie net Jesaja nie, alles gaan oor een persoon. En sy naam is Jesus. Die Ou Testament mense het so uitgesien na die verlossing en die verlosser, die Messias. En die Ou Testament is vol daarvan. En die profete het dit gesien. En almal het uitgesien daarna. En toe gebeur dit. Die woord wat die Ou Testament uitgespreek het vir die toekoms, het vlees geword en onder ons kom woon. En sy naam is Jesus. Amen. Nou as ek vir julle vandag kan vra, wat was die hoogtepunt, die grootste teken wat Jesus gedoen het? Want al die tekens wat hy gedoen het, dui en loop op na hierdie een groot teken toe. En Karen, jy het dit sopas gesê, die 3 dae kruisoperasie, waarby ons almal ingesluit is. Ja. So as 'n mens in die Ou Testament Jesus sien, voorbeelde en tipes van die nuwe, dan is ons so opgewonde vandag, want ons kan terugkyk en sien alles is vervul, alles het klaar gebeur. Oor die 300 voorspellings is gemaak in die Ou Testament van die Messias. En almal is vervul in Christus Jesus. Ek kan nie verstaan hoe die Jode vandag, wat die Torah het en die profetiese boeke en dit bestudeer, dit nie kan agterkom nie. Want hoe onmoontlik is dit, of moontlik is dit, dat alles oor die 300 voorspellings letterlik waar geword het in Christus Jesus. Mense, kom nou, ons moet glo. Die woord praat nie net van Jesus nie, die woord praat van ons, in Jesus. So dis waarom as ons die woord lees en ons geniet die woord so saam, dan geniet ons eintlik onsself in Christus Jesus. En ons raak opgewonde en ons sien wat ons klaar het. Sê almal, klaar het. So die naam van Jesaja, kan jy ook eintlik die naam van die Here uithaal. As jy gaan kyk na die Hebreëse vorming van hierdie woord. Net soos Josua dui na Jesus, so dui Jesaja dan ook sy naam na Jesus. So, kom ons begin, Pastor Mimpie, en ons lees dit. Ek wil net gou iets sê. Julle moet onthou die boek Jesaja het baie poëtiese taal. So Jesaja het daai vermoë gehad, hy het gesigte gesien en hy het profeseë geskryf, maar die taal wat hy gebruik is baie poëties. En ook natuurlik apokaliptiese taal. Nou daai groot woord, ja. Apokalipties beteken openbaringstaal. Ja. Die Griekse woord vir openbaring is apokaliptis. So klink na 'n vreeslike woord, maar dit is eintlik 'n mooi woord. Beteken jy sien lig, jy sien openbaring, jy kry lig, jou verstand word verlig. Die Heilige Gees werk nou in ons en ons begin al hoe meer en duidelik sien. Goed. Ja, daar was een ou wat gesê het, hy het gesê daar's 7 vlakke waarop jy die woord kan verstaan. En toe ek het hoor, toe dink ek, nee man, jy is besig om te droom. En toe verduidelik hy, toe sê hy, vat Adam en Eva, as jy 'n kind in die sonnaskool leer, dan sê jy, wie was die eerste man, wie was die eerste vrou? Adam en Eva. Okay, dis historiese feite, dis die eerste vlak. Maar dan kan jy hom dieper trek. En God het hulle gemaak
na sy beeld en sy gelykenis. Sien jy, dis die tweede vlak. En dan sê God vir hulle, hier is die tuin, doen dit en moenie dit doen nie. Daar is jou derde vlak. Kan jy sien dat jy kan hom trek na al hoe dieper vlakke toe. En dis wat ons probeer doen, as ons hierdie boek van Jesaja lees. Julle gaan, as julle by die huis kom, gaan jy hom nog dieper verstaan. En dis ons hoofdoel is dat jy Yes. self jou Bybel sal begin vat, self jou Bybel lees, self gaan Google, want almal van ons kan dit Yes, deesdae doen, amen. en inligting kry. En dit dan ook in die klas kom deel, saam met ons. Doen dit gerus. Amen. Okay. Jesaja 1, 'n sondige volk. Nee my skat, jy moet weer by punt 1 begin na heel bo. Ek wil daai weer laat jy dit lees. Wat? Jesaja is soos 'n mini-Bybel. Lees daai van ons. Jy het dit mos nou daar op jou. Moet ek notas lees Jy en moet nie die notas. Bybel nie? Nee, jy moet op die notas lees. Die Bybelboek van Jesaja is soos 'n mini-Bybel in homself, Ou en Nuwe Testament. Het 66 hoofstukke, net soos die hele Bybel 66 boeke het. Wat merkwaardig is net soos die Ou Testament 39 boeke het en die Nuwe Testament 27 boeke het, net so is 66 hoofstukke in Jesaja in dieselfde formaat gestruktureer. Die eerste 39 boeke van Jesaja verteenwoordig die Ou Testament en die laaste 27 boeke die Nuwe Testament. As jy die hele Bybel soos 'n konsertina in mekaar kan druk weerkante van die boek Jesaja, het jy 'n gekondenseerde mini-Bybel. Jesaja se vrou was ook 'n profetes. Nou dis nogal vir my interessant, né? Nou hierdie een ou wat bietjie kommentaar geleer het sê, hy wonder hoeveel van hierdie uitsprake van Jesaja kom eintlik van sy vrou af. Want agter elke suksesvolle man staan 'n vrou, sê hulle, né? So ons sê hoera vir die vroumense, né? Partykeer is die man die gesegspersoon en die man is in die voorgrond, maar hy is maar net so goed soos vir die vrou is wat agter hom staan, né? Okay. Wonder hoe groot die rol, ja, lees maar. Was wat sy vertolk het in Ja. die skrywe van die boek Jesaja. Jy sien, dis juis, ekskuus, ek gaan net my vinger daar. Ja. Dis juis wanneer ons sit en praat, soos byvoorbeeld jy en Johan sit en praat oor die woord, dan kom daar nog goedjies uit. En dan kom daar nog goedjies uit. Ja, jy dis sien, waar. so dis waarom dit belangrik is dat 'n mens, as jy Bybel bestudeer, Kuier om die woord. jy kan kuier om die woord, want dan kom die goedjies Dis die uit. hele idee van wat ons woensdagoggende doen, is nie net om te sê ons het 'n kuier om die woord situasie, maar laat ons almal gereeld by die huise met mekaar kuier om die woord. Goed. Jesaja 1:1, die gesig van Jesaja, die seun van Amos, baie interessant. So jy het 'n boek in jou Bybel wat Amos geskryf het. So hier sien ons dat dit was in die familie in, verstaan jy, dit was in die familie in van mense wat die Here gedien het en wat se harte naby aan die Here was. So, van Amos, die seun van Amos, wat hy gesien het, so dit was 'n gesig wat hy gesien het, met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Ussia, hierdie is nou konings, Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Nou kan nou kan julle gerus na konings toe gaan. En gaan lees bietjie oor hierdie konings daar. Dan weet julle in hierdie konings se tydperk en se optrede was die profeet Jesaja baie betrokke geweest. En wat interessant is, 5 konings wat geregeer het. En in daai 4. tydperk, Ussia, 1, 2, 3, Jotam, Agas en Hiskia. 4. Hmm. In daai tyd het Jesaja, was hy daar gewees om gade te slaan. Wat het hierdie konings gedoen? So hy het nou nogal 'n lang En hy het natuurlik 'n geskiedenis geweldige gehad. inspraak in hulle lewe gehad. Ja. Party van hulle het nie eens vreeslik daarvan gehou dat hy hulle soms so reguit tromp oploop. Ja, want hulle het nie met wat altyd die Here geluister sê na. nie. Ja. Ja. So Israel het 12 stamme. 10 stamme leef in die noordelike landstreek en 2 stamme, Juda en Benjamin, in die suide. So kan julle sien, daar's 12 stamme, maar 10 van hierdie stamme is so half gedistansieerd. Hier's 2 stamme wat Jerusalem in is, waar daar nou eintlik die dinge gebeur.
Hierdie twee Hierdie twee groeperinge. groeperinge sit nie om dieselfde tafel of langs dieselfde vuur nie. Hulle is vyandig teenoor mekaar. Kan julle sien, selfs in die Jode nasie, net soos in ons nasie vandag, kan dieselfde nasie, maar hulle stem nie eens saam nie. Want iemand het eendag gesê, jy kan 3 boere, Afrikaners, op 'n eiland plaas, sê net maar hulle is skipbreuk gehad, en hulle is op 'n eiland. As jy na 'n paar jaar daar by hulle kom, raai wat? Hulle het 3 politieke partye gestig. Ja, Okay. okay, Jesaja 1 vers 2. Nee, my skat, Jesaja sien 'n gesig van die Here. Wat betrekking het op Juda stam en rakende die 4 konings, Isia, Jotam, Agas en Hiskia, in die tydperk van hulle regering. Jesaja 1 vers 2. Hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het my kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. So die Here het 'n verbond met hierdie kinders, met hierdie volk van hom. Hy het hulle groot gemaak. Met ander woorde, hy het hulle geleer na goddelike paaie, sy pad. 'n soort van hy het hulle, ek wil dit klink amper hy het hulle probeer groot maak. Soos baie van julle het ook kinders. Yes. En jy sê, joh, ek het so hard gewerk om jou groot te maak, maar ek het baie teleurgestel in jou, my kind. Okay. Hemel en aarde verwys na die tempel. Jy iets sê? Matteus 24, ja. Die plek waar die hemel geestelike en die aarde vleeslike ontmoet. Elke keer as jy in die Bybel sien hemel en aarde, dan kan jy dadelik dink aan tempel. Pastor Wimpie het nou genoem dat die profeet praat poëtiese taal, of ek het bygevoeg apokaliptiese taal, simboliese taal, geestelike taal. En daarom moet ons leer om die simboliek in die Bybel te verstaan. En jy kan nie alles letterlik opneem nie, want dan gaan jy in 'n baie gevaarlike plek beland. Soos byvoorbeeld vandag, waar mense met westerse bril kyk na al hierdie apokaliptiese taal, en veral wanneer Jesus daarvan praat, want Jesus praat maar net wat die profete gepraat het. En as Jesus dan sê die son gaan verduister word en die maan gaan verduister word en die sterre gaan val, dan is dit simboliese taal wat altyd gedui het op volke, regeringe wat val. 'n Regering wat val. Nie letterlik sterre en son en maan wat nou tot niet gaan nie. Want weet julle wat, in die ou bedeling is dit so geprofeteer en dit is voltrek. En die aarde bestaan nog steeds. Dis nie die einde van die aardbol nie. Nou jou westerse mense met westerse brille wat die Bybel lees in die moderne kerke vandag, ongelukkig sien dit as die einde van die aardbol. En hoeveel keer het hulle al voorspel, en hoeveel keer het hulle almal al die harnas ingejaag, en hoeveel keer het niks daarvan gebeur nie. En weet jy wat hulle met valse profete gedoen in die Ou Testament? Hulle doodgegooi met klippe. Mense, kom ons leen nie met ons ore uit hierna nie. Kom ons lees self vir onsself die woord. Kom ons verstaan die apokaliptiese simboliese taal in die woord. En onthou nou, alles gaan oor Jesus en jouself. En Jesus het dit vervul. Sê amen. En die verlosser is klaar binne in ons nou, en nou leef ons hierdie wonderlike, goeie, blye boodskap, nie net in ons lewe nie, maar vir ander mense ook. Goed. Kinders verwys na Israel, die verbondsvolk. Verbond beteken huweliksverhouding. Onthou dit altyd, as jy verbond sien in die Bybel, skryf daar groot huwelik. Dis 'n kontrak tussen man en vrou. Dis weer simboliese taal. God het in huwelik gegaan met Israel. Nie letterlik nie, simbolies. Goed. Wat mooi is jy kan dit reg deur die Bybel vat, Ja. dat daar's tog niks mooier as 'n man en 'n vrou wat getrou bly aan mekaar. Dis mooi, nê? Nee. Is vir my so mooi as hulle in die koerant sit, hierdie oom en tannie is nou 80 jaar getroud. Hulle het verlief geraak en hulle is nog steeds by mekaar. Ek sien nou op Facebook iemand 'n prentjie geplaas van 2 prentjies. Hier is die ouetjie, ag, hy lyk so nat agter die ore, so jonk, jy kan nie glo nie. Baie keer het ek nou ook al mense getrou, jong paartjies, hulle het nog kinders, hulle hoort nog eintlik in die skool, maar hier trou hulle al, maar dis hoe jy ook maar gaan lyk het, ja, destyds wat julle getroud is. En hier is die ouetjie, jy kan sien hy so 'n ouetjie net, en die meisietjie net 'n meisietjie, en dan wys hy 80 jaar later. Ja.
hulle lyk nou heel anders, hulle is baie oud, maar nog steeds by mekaar, Yes, dit is so nog steeds mooi. lief vir mekaar. Ja, is baie mooi. Verbond beteken huweliksverhouding. Israel simbolies God se vrou. Die oortreding was afgodery of hoerering met afgode. Dit was die groot ding, Ja. dat hulle die nasies wat om hulle is, wat afgode gedien het hulle was veronderstel om die lig te wees vir hierdie nasies, om vir hierdie nasies van die ware God te vertel. Maar wat gebeur? Teenoorgestelde. Daai nasies oortuig hulle om liewers hulle afgode te dien. Nou dit was vir die Here hoereerdery. Nou dit het vir die Here seer gemaak. En dit het hom baie ontstel. En dis waarom die profete opgetree het. En as die profete opgetree het, dan die mense kwaad geraak en die profete vermoor. Ons sien uiteindelik Jesus sê, ja, julle mensemoordenaars, julle wat die profete vermoor het. Okay. Vers 3. 'n os tog ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Die Here sê 'n dier verstaan beter as 'n mens. Sê jou hondjie is baie beter as jy. Die hondjie weet wie sy eienaar is en die hondjie het respek vir sy eienaar. Maar julle, la. Maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie, sê hy. So Israel is dommer as diere. Diere weet tog wie hulle eienaars is, wie vir hulle kos gee, wie vir hulle sorg. Maar die volk van Israel weet nie wie hulle is nie en hulle weet nie aan wie hulle behoort nie. Okay? Selfs 'n donkie ken die krib of die kosbak en die voedsel van die eienaar. God se woordvoedsel bly die heilsaamste voedsel. Jesus word ons hemelse voedsel. Johannes 6. Simbolies word Jesus na geboorte in die krib neergelê, dui op ons voedsel wanneer hy as paaslam vir ons geslag word en oor vuur gebraai word om te eet. Dis baie mooi die simboliek baie toe mooi. Jesus gebore is as Ja. die verlosser. Die babatjie, te plaas van hom waar. Daar was nie 'n bed nie, daar was nie 'n kot nie. Daar was nie 'n spesiale plekkie vir hom nie. Hulle sit hom in die Hulle kosbak. sit hom in die kosbak in die krib. Ja. So simbolies, wat beteken dit? Hy word geëet. Amen. Hy gaan die brood word, die hemelse brood. En nou hier skeuier ons om die woord en ons eet nou hemelse brood. Wow. En dan Jesaja 1 vers 4. Wee die sondige, En die Hebreëse woord vir sondige is die woordjie chata chata. Onthou julle? Chata chata, wie sal dit onthou? Chata chata te veel, né? Goed. nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van die kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedra. Nou kan ek net weer terugkom na chata chata toe, wat Hebreëse woord vir, ek weet nie, ek kom glad seker nie reg uit nie, maar maak nie saak nie. Daar is so 'n woord, chata chata. Jy kan dit so onthou, as 'n mens te veel chata chata, Salomo sê, in veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. So as jy te veel praat, gaan jy eendag van tyd iets sê wat jy nie moes gesê het. Stem jy saam? Nou, wat die woord chata chata beteken is dieselfde wat die Griekse woord vir sonde beteken. Die Griekse woord is hamartia, beteken mis die merk. Wat 'n merk mis ons? Die beeld van die Vader waarna jy geskaap is. Wat is die beeld van die Vader? Liefde. Wat is liefde? Galasiërs 5:22 word beskryf as blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. So as jy dit mis, liefde mis, al hierdie wat eienskappe van liefde wat ek nou pas genoem het mis, Dan mis jy as jy dit. ongeduldig raak, mis jy die merk. As jy onvriendelik raak, mis jy die merk. As jy die goedheid verloor het wat die Here in jou geplaas het en jy tree lelik op, mis jy die merk. As jy ongeskik is, Vang julle? mis jy En die dan merk. hamartia jy, dan chata jy. Hallo. So wat moet ons doen dan vandag? Ons moet glo wat die woord sê van ons. Wanneer ons Jesus aangeneem het, hy gee ons krag om sy kinders, sê almal kinders te wees. En wie sy kinders? Galasiërs 5:22, geestelike bome.
liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid en so meer. Dis wie jy is. Wie wil dit glo? Jy staan in die oggend op en dan voel jy knorrig. En sê, ek voel nie soos 'n kind van die hel voel. Glo, Amen. glo. Amen. Sê, die woord sê dit, ek hoor dit, Amen. en daarom glo ek. Geloof is uit die gehoor, Ons gehoor wandel is uit nie die in woord. aanskouing So, nie. sê vir jouself, dis waarom jy vroeër moet opstaan en vir jouself begin sê wat die woord sê, want dis gebed. Psalm 1 sê, oordink die woord. Laat die woord vir jou sê, en onthou nou, dis altyd 'n geloofswoord, 'n is-woord. Jy gaan dit nie word nie, jy is dit. So sê vir jouself, print jouself in. En weet jy wat? Wanneer daai dag aanbreek en jy's klaar reg vir die dag, want jy's ingebid in die dag in. Raai wat gebeur? Jy's vriendelik, jy's geduldig. Selfs al gooi die omstandighede vir jou ongeduld en 'n geleentheid om jou geduld en jou vrede te verloor en jy wil 'n tantrum gooi. Dan sê jy, daar's 'n krag in my. Die krag van sy liefde is in my en dis geduld. Ek sal myself beheer. En dan sê jy nie daai lelike woorde wat jy gewoonlik sê nie. Wie van julle weet jy kan mense seermaak met woorde? As jy dit liewers net kon terughou. As jy liewers net vroeg vanmôre gebid het, jouself versterk het. Hoe sê Paulus, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. En jy gaan en daar sê nie meer daai woorde wat jy sou gesê het. En uit jou mond uit kom aangename woorde, jy is kalm, maak nie saak wat die omstandighede vir jou gooi nie, want wie van julle weet ons leef in 'n onperfekte wêreld wat chaoties is. Maar dis waarom ons hier is as die lig wat moet skyn. En die lig skyn deur sy liefde, sy blydskap, sy vriendelikheid, sy geduld, sy vrede. Ons hou dit. Maak nie saak wat die wêreld om ons doen nie en wat die skommelinge is nie. Ons bly vredevol, liefdevol. Dis die krag wat binne in ons werk, want ons word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Hallo mense. Baie mense soek 'n towerstafie. Ag pastoor, kom bid vir my, swaai die towerstafie oor my dan sal ek regkom. Mense, daar's net een manier. Harde werk. Maar pastoor, ons moet mos nie werk nie. Nee, dis wat ek nie bedoel nie. Ek sê nie jy moet werk om dit te kry nie. Jy moet glo om dit te kry. En weet jy wat doen jy dan? Dan doen jy geloofswerke. Jy dissiplineer jouself, sê almal dissipline. Want jy is ons nou 'n disipel. Disipel beteken dissipline van Jesus. Jy dissiplineer jouself met die woord en jy begin bid vroeg in die oggend. Staan 'n bietjie vroeër op. Bid jouself in. Glo die woord oor jouself. Glo. En dan is jy dit wat die woord sê jy is. Okay. Ek wil gou terugvat vir julle na Galasiërs 5 vers 22 toe. Waar in Galasiërs 5:22 die vrugte van die Gees staan dit dat ons moet suksesvol wees. Hoekom pla dit ons as mense dink ons is nie suksesvol nie? Die Bybel sê nie met suksesvol wees nie. Hy sê Bybel wees sê- getrou. En dis 'n vrug van die Gees, pragtig. Ja, Nou, hoekom pla dit ons as mense sê, jy ry met 'n ou rammelkas. Jy het nie eers 'n kar nie. Die Here het nie gesê jy moet dit hê nie. Hy het net gesê wees getrou en dien my. en weet jy, dis vir my so lekker die vrugte van getrouheid. Amen. Wanneer ons hier is op 'n Woensdag of 'n Sondag en mense wat ondersteun optree en getrou is. Daai vrugte is die smaaklikste vrugte vir my persoonlik. Ek word verlustig my in getrouheidsvrugte. Nou jy kan daai nou skiep, jy kan dadelik met Jesaja 1:5 begin. Ag, baie dankie vir die vergunning, hoor. Nee, ons het daai nou klaar gedoen. Hy sê in Jesaja 5, waar wil jy nog geslaan word? Dat jy voortgaan om af te wyk. Af te wyk, die merk te mis, die beeld te mis wie jy is. Okay? Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. So dadelik wys dit na die plek waar die herstelling moet plaasvind en restaurasie is in die hoof. En die hoof is verwys na die sielde mense, denke, gedagtes en gemoed. Stem julle saam? Dis die plek waar as ek praat van werk, dan sê ek werk met jou kop. Werk, doen moeite om die Bybel te lees, dat die Bybel in jou kop kom, dat die woord in jou kop kom, want die woord is Jesus en die woord is die lam wat geslag is en oor vuur gebraai is en as jy hom eet, die woord, kom al vuur in jou kop en dit brand al die kaf uit, al die nonsens uit, al die ongeduldheid, al die onvriendelikheid uit. Amen. Amen. Kom nou,
Mense wil julle nie net moeite doen met die woord nie. Dis ek weet nie wanneer gaan ek gelukkig wees nie. Kry die woord maak jou gelukkig. Pastoor, wil jy nie die towerstaf oor my kop swaai nie, dalk gebeur daar iets. Ek wil nou, pastoor, ek gaan probeer vanmôre. Hou op probeer. Weet jy, dis een ding, dis werk, dis dissipline, vat die woord, doen moeite met die woord, sit die woord in jou kop, eet die woord, mediteer die woord, dag en nag. Dan sal jy wees soos die boom wat geplant is. In jou bron wie die Vader is, die woord. En dan sal jy vrugte dra op die tyd wat dit nodig is. Wat is die tyd wat dit nodig is? Wanneer jy 'n geleentheid vind waar jy jou geduld moet verloor jy nie jou geduld nie. En sy blare verwelk. En wanneer jy tussen mense kom wat onvriendelik is, wat is jy? Die boom wat vriendelike vrugte dra. En onmiddellik skakel jy almal aan om jou en hulle word almal vriendelik. Is dit nie mooi nie? Want jy is die lig van die wêreld nou, Christus deur jou. Maar dis so funny, nee. Want hy sê die Israel is die Here se kinders. Nou, julle almal weet van kinders, as hulle nou opgroei, dan sê jy vir die kind, moenie so op die stoel ry nie. Kosie, moenie so op die stoel ry nie. En dan ry hy op die stoel, en dan die volgende oomlik, kwar, dan slat hy neer. Ja, dan is daar nou drama. Ja, of 'n kind eet 'n sweetie en jy sê vir die kind, moenie die ding stikkend byt nie, suig hom. En dan byt hy hom stikkend. Daar gaan die tand. Nou, wil ons nie hoor nie. Hy sê, waar wil jy nog geslaan word, dat jy voortgaan met af te wyk? Hele hoof is siek en die hele hart is krank. Weg van God is nie 'n goeie plek om te wees nie. Almal van julle. Hierdie is weg, met ander woorde, apart van God. Apart van God. Afstand van God bring die tydsaspek op die voorgrond. En hoe weet ek is weg van die Here af? Ek lees nooit my Bybel nie. Ek ervaar nie Jesus in die woord nie. Ek ervaar nie die Heilige Gees wat die woord vir my lewendig maak nie. Want die woord is Jesus, die woord is God self. So afstand van die woord is afstand van die Here. As daar nie woord in my gedagtes is nie en ek gevul is met Christus woord nie, het ek afstand. En dan kom tyd in. En as die tyd begin inkom, dan het ek 'n probleem, want ek het nooit tyd vir dit nie, ek het nooit tyd vir dat nie. Hallo julle. Dis waarom het nou tyd geraak het om die tyd uit te koop. Efesiërs 5. En julle weet hoe koop ons die tyd uit. Vergeet wat verby is. Besorg nie oor môre nie. Kom in gebed in die oomblik, met die woord, geniet die woord, dan is jy by die woord. Dan is jy nie weg van God af nie. Jy is by God, en God is by jou, want sy teenwoordigheid is altyd beskikbaar. Johannes sê, bly in my. En dan sal jy vra wat jy wil, en jy sal dit verkry. En dis Johannes 15 wat hy praat van, ek is die wynstok, julle is die lote. lote. As julle in my bly, en dan noem hy dit daar, as julle in my woord bly, en my woord in julle, sal julle vra net wat julle, en julle sal dit kry, want dit gebeur nou spontaan. Okay, weg van God, en dan afstand van God bring, die tydsaspek op die voorgrond. Afstand van sy gesondheid, afstand van sy lewe en oorvloed, afstand van sy wysheid, ensovoorts. Jesaja 1 vers 6, van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe. Hy is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Weet jy wat, as jou kop siek is, hy praat hier van 'n kop wat siek is. As jou kop krank is, gaan jou lyf krank wees. Stem jy saam? As jou kop vol nonsens is, Levitikus sien ons hoofstuk, hoeveel Karen? 13, 17, wat hy praat van die bloed is verbind met jou sieldimensie. So wat jy dink, jou gedagtes, wat in jou kop aangaan, beland in jou bloed, want jou brein, het wetenskaplikes nou besef, is eintlik 'n groot klier. Nie 'n orgaan nie, dis 'n klier. Wat doen 'n klier? 'n Klier skei sekere vloeistowwe in die bloed af. So wat doen die brein? Wat jy ook al dink, vorm sekere vloeistowwe wat in jou bloed afskei. Nou dink daaraan, as jou kop vol nonsens en twak is, dan gaan jou bloed vol nonsens en twak wees.
En dan gaan jou liggaam siek raak, want jou bloed bedien al die selle in jou liggaam. Jou bloed affekteer al die selle in jou liggaam. Maar dink nou daaraan, jy kuier gereeld met die woord, om die woord, saam met iemand, en jy is heeltyd lief vir die woord, want die woord is Jesus. En die Heilige Gees maak die woord vir jou lewendig. En jy vul jou kop met Christus, die woord, die lewende woord, die hemelse brood, wat beland in jou bloed. Jou brein skei sekere stowwe af. Hierdie keer Christus, heilsaamheid in jou bloed. Jou bloed vat dit na jou hele liggaam, na al die selle. En nou kan ek verstaan hoekom jou liggaam lyk of hy wil dans die hele tyd. Jy voel jonk, jy voel lus vir die lewe, en jy's okay, alles is wonderlik. Amen. Ja, 3 Johannes 1 vers 1 tot 4. In 3 Johannes 1 vers 1 tot 4 staan daar, geliefde, ek wens dat dit met jou en alles goed mag gaan. Dat Ek jy praat met gesond is. Gaius. Wat spreek jy daar uit? Gaius, my geliefde Ja. Gaius. Ek wens dat dit met jou in sommige goed moet gaan. Alles. Nee, ek wens dat dit in alles goed mag gaan en dat jy gesond is. Nou hier's iets interessant. Gesond is soos, sê almal soos. Dit met jou siel, denke, gedagtes en gemoed goed gaan. So wat sê die Bybel hier vir ons? Dit gaan net so goed met jou as dit met jou kop goed gaan. Jy kan kom vir berading en ek sit en sê goed praat en ek luister. Ek het 'n minuut nodig. Dan kom ek dadelik aan, is jou kop gesond of is jou kop siek? In die eerste plek, jy kom vir berading want jou kop is siek. Want dit is hoekom jy kom, jy het hulp nodig, né? Sê amen. Eina. Dat dit met jou gesond kan gaan, soos dit met jou kop gesond gaan. En hierdie praat van gesondheid van jou liggaam, gesondheid van jou finansies, gesondheid van jou verhoudinge, gesondheid van jou liggaam. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, Gaius, soos jy in die waarheid wandel. So wie was Gaius? Hy was in die woord is die waarheid, die woord is Jesus. Hy het nie net dit gelees nie, hy het nie net dit oordink nie, dit het sy kop so oorgeneem, dat hy het in waarheid begin wandel. Kom nou mense, kom julle almal, begin in waarheid wandel. As jou mond oop gaan, dan praat jy waarheid. Jy praat nie kaf, of nonsens, of twak nie. Jou woorde van jou mond is aangenaam, is soet, is met sout besprinkel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Dis wat Paulus sê. En ek en pastoor Mimpie wil vandag dieselfde sê, Yes. ons het geen groter blydskap as dit, as ons hoor dat julle in die waarheid wandel nie. Amen. As ons hoor hoe mense getuig van julle lig wat julle skyn, wat sy liefde is, blydskap is, vrede is, geduld is, vriendelikheid is. Hallo, weet julle wat laat 'n kerk groei? Liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld. Weet julle wat vernietig 'n groep mense is in 'n kerk? Die teenoorgestelde daarvan. Wanneer mense onvriendelik begin raak, vol nonsens, vol twakpraters, en hulle skinder die een van die ander ene. Dit breek af. Dit maak tot niet. Ek weet nie of julle iets kry nie, maar ek kry iets. Matteus 3 vers 10 tot 12, Pastor Mimpie, sê Johannes die Doper, maar die byl. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En ons weet, boom, simboliese taal weer, praat van mense. Yes. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wow. Die woord bekering is metamoia, wat beteken verander jou sienswyse, weer terug na die kop toe. As jou kop skoon is, ek wens dat dit met jou goed gaan, en dat jy gesond is soos jou kop gesond is. Kan julle sien? So wat doen ons hier vanmôre? Ons kuier om die woord. Ons kry wat in? Heilsame voedsel. Ons kry meer as dit in.
Ons kry die lam in wat geslag is en oor vuur gebraai is. Ons kry vuur in die kop. En wat doen hierdie vuur? Hy sê, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer. Die dorsvloer is jou sieldimensie. Denke, gedagtes, gemoed, deur en deur skoonmaak, en sy koring is sy skuursameling, sy koring is sy kosbare woord, wat jy behou. Maar die kaf, ek spreek dit sommer mooi uit, né? Ek sê nie daai ander woord nie, ek wil graag daai ander woord sê. Maar die kaf sal hy met uitbluslike vuur verbrand. Kom nou, gee iemand jou nonsens en kaf, veroorsaak hulle kaf, kry hulle in die woord. Kom nou. As iemand begin kaf praat en nonsens praat en twak praat en die teenoorgestelde van die vrugte van die gees is, dan bly jy stil, dan vat jy hierdie Bybel en plak dit so hard voor hom of haar neer en jy sê, lees. Of jy vat die les wat ons nou vanmôre gedoen het en jy stuur dit na sy foon of haar foon toe en sê, nou gaan jy sit en jy gaan luister. Hoor jy vir my? Totdat jy ophou om kaf te praat en nonsens te praat. En as die persoon wip daaroor, dan sit ook maar reg. Want baie keer moet ons 'n bietjie brul. Weet jy, 'n goeie leier het 4 gesigte, né, Pastor Mempie? Jep. Gesig van 'n leeu, gesig van 'n mens, die gesig van 'n arend en die gesig van 'n os. Hallo. Wat dit beteken 'n is, os is, jy's 'n diensknegt. ja, 'n arend is, jy help mense om uit te vlieg uit hulle omstandighede. Die woord Jesus, laat jou opstyg soos 'n arend. Sê amen. Hy wat op die Here wag, hy woordjie wag, beteken, hy wat die woord van die Here in sy gedagtes invleg. Jou kop raak vol van die woord van die Here, dis hoe jy wag. Ons is eintlik nou besig om op die Here te wag weer, want ons luister sy woord, ons neem sy woord in, en dan kry jy vleuels soos 'n arend, dis in Jesaja 40, sê amen. En jy's 'n ware diensknegt, en jy's 'n leeu wat brul. Partykeer is jy's sag en jy's vriendelik, maar vir baie mense moet mens partykeer op 'n mooi manier met Jesus woorde bietjie harder praat. ja, wel, as jy in die nag wakker word en jy hoor iets buitekant, en jy sien iemand is in jou besig om in jou kar in te breek, is besig om jou kar te steel. Hoe gaan jy praat? Gaan jy sê, "Hi, wil jy nie my kar uitlos nie? Ek wil jou nou nie skrik maak nie. My kar Ek uit." sal nooit vergeet nie, destyds my seun, Corneille, jy moet nou mooi luister hoor, toe het hy nou so 'n bietjie in die aande uitgegaan. So 'n ou kar wat ons gehad het, Passat, wat hy self gedeelkou het, spray-paint het, so Swart. chaka swart kleur. En dan kom hy 'n bietjie laat terug. Nou los ek maar die hek oop vir hom, want dat die seun net kan inkom, en daai aand kom hy nie, en hy kom nie, en ek gaan sit naderhand, ek gaan nader in die sitkamer toe, en ek wil nou kyk wat gaan aan, en ek maak die venster so oop en die gordyn se weg, en ek sien, ja, okay, hier lyk my is hy nou, ek sien so 'n liggie daar in die kar, Met 'n donker. kepsie op. Maar hy het 'n keps, ek dink die seun nou 'n keps op, en ek kyk weer mooi, ek sien nee, maar daar's net een kar, daar's daai kar is, dis nie hy nie. Dis iemand besig om in die spakie, hulle het die agterste, nee, dit was 'n ander karretjie gewees. Hulle het die agterste venstertjie gebreek om in te kom om iets te steel in die spakie. Toe ek dit besef, maar nou is die venster oop. En al wat ek kon doen is skree, maar ek het hard geskreeu, ek het gebrul. Hey! Hy het so hard geskree, want hulle was 'n bende gewees. Ja, hulle het ook oor kan die straat ingebreek en daar Hulle het dit gelyktydig gedoen. Daar was gelyktydig 'n groep oor die straat op die hoek, Ja. en 'n paar nou daar by ons. Hulle het sommer alles so saam. Dan check hulle ook vir mekaar. Jy weet, dan sal hulle mekaar waarsku. En toe ek sê, "Hey!" Toe laat val hulle alles in hulle hardloop. toe is hulle weg, maar ons het nie geweet hulle het op die hoek ook op die ander kant nie. En die volgende oggend toe ons nou sien wat gebeur het, toe kom die ou oor die straat ook aan, toe sê, "Weet julle wat met my gisterand gebeur? Hulle het my kar se ruit gebreek, maar hulle het niks gesteel nie, hulle weggehardloop." Ek sê, "Ja, dit was my ai." So, jy's reg, 'n mens kan nie in so 'n situasie, wanneer jy sien iemand se lewe is in gevaar, hy gaan sy ewige lewe verloor, kan ons Praat jy met maar ons hard. tydjie brul. Dis Ja. daai gesig van 'n leier. Soos ek baie keer vir julle brul, is dit uit liefde uit.
As jou kind in die straat hardloop en hy's klein en daar's verkeer, dan gaan jy hom baie keer vinnig hardhandig daar in die straat uit verwyder en dan dalk 'n klapie op die bout gee. Nee. Doen jy dit omdat jy hom haat? Nee. Jy doen dit omdat jy brul, omdat jy lief is vir hom. En partykeer, as die skottelgoed ophoop, nee, dan kry ons vrouens 'n baie harde stem. En ons sê, nou maak ek nie verder kos, voordat iemand my nie help om al hierdie gemors op te ry. Ja. Ek gaan nou nie op daai een kommentaar lewer nie. Goed, Jesaja 55 vers 3. Neig julle oor en kom na my Ek kan toe. net dit sê, Jesaja 55 vers 3, ons verwys nou, ek weet ons is nou Jesaja 1, ons is nou by vers, ons voller vinnig by vers 6, Ja. maar ek wil net verwys na Jesaja 55 vers 3 en 8 tot 12. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Wat sal lewe? Jou siel. Wie van julle luister vanmôre? Weet jy dat jou siel denke gedagtes moet kry lewe? Ek weet nie julle nie, maar ek kry baie lewe nou. Yes, amen. Die woord het krag in, die woord het lewe in, die woord het vuur in. Die woord brand al in ons uit. Ek wil met julle 'n ewige verbond is huwelik, sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Ons weet Dawid word genoem die ewige koning, en hy praat eintlik van Jesus. Op hierdie troon sal Jesus vir ewig koning wees. Goed, Want my gedagtes is nie julle wat nou gedagtes. praat hy dadelik van wat? God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Dis obvious. En wat is ons nou besig om te doen met kuier om die woord? Ons bekom sy gedagtes, deur sy woord, wie Jesus is. En julle weet, nou gedagtes gaan oor op wie. Soos jy dink, so gaan jou Dit pad. gaan jy doen. Stem julle saam? Yes, En my wee is nie julle wee nie. spreek die Here. Nee. Ja? Want soos die hemel hoër is as die aarde, Hierdie is mooi, want soos die hemel hoër is as die aarde. Nou mense, dis baie hoog. kan jy sien die poëtiese Alles- taal. Ja, dis poëtiese taal. Kyk hoe hoog. Hulle sukkel nou nog, hulle kry nog nie die einde van die heelal nie. Die sigbare heelal is so geweldig groot en ver, dat dit maak jou verstand moeg net om daaraan te dink hoe groot is dit. Maar dis wat hulle kan sien nou met hierdie baie spesiale teleskope en goed. Maar dis nie die heelal is oneindig groot. Wow. So hoe hoog is die hemel? So hoe hoog is God se gedagtes? Wow. Nou daar's iemand wat gesê het jou gedagtes is energie. Oh, Wat jy yes. dink veroorsaak energie. Dit kan Yes. negatiewe energie wees, positiewe energie. Nou die woord wat ons nou doen, wat ons in ons gedagtes plaas, is wie se woord? Die Vader se woord. Ons kry die woord deur Jesus, hy is die woord. Jesus is die Vader se woord, gedagtes, hemelse gedagtes. Johannes 6 sê, hy is die hemelse brood wat ons eet. Nou, as gedagtes energie is, en jy begin God se gedagtes kry, nie hond se gedagtes nie. Ek weet nie, hond se gedagtes het geweldige negatiewe energie, maar dit is so klein. Maar as jy God se gedagtes, jou hemelse Vader se gedagtes, deur Jesus die woord, begin kry, hoe groot is die energie nie? Ek dink dan kom ons uit by dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Werk nou in ons en deur ons, sê Efesiërs. Amen. Ek dink daar's party mense wat hierdie lees, want my gedagtes is nie julle gedagtes. En julle wee is nie my wee nie. Ek dink daar's mense wat dit lees met die verkeerde bril en sê, sien, hier staan dit, ons kan nie dink soos wat die Here dink. Ja, baie mense, tradisionele mense, ek het so gedink. Ja. Sê, hoe gaan ek dit ooit regkry, Here? Hoe kan ek ooit u gedagtes bekom? Ja, want jy Hemelse sien, gedagtes. daar Maar staan ons sy verstaan nou, gedagtes is nie jou dis gedagtes. hoekom Jesus gekom het. Amen. Jesus sê, het julle my gesien het julle die Vader gesien. Amen. Jesus is ons hemelse Vader se gedagtes. Ons het nou sy woord is geskrywe, die 4 evangelies is geskrywe, juis omdat Jesus die woord vlees geword het, onder ons kom woon het. En wanneer ons dit lees en dan uiteindelik gaan ons oor, toe die Heilige Gees begin werk in die boek Handelinge, en toe begin hulle briewe skrywe, Paulus se briewe, en Johannes en Petrus en Jakobus,
En as ons al hierdie briewe lees en die woord lees, dan kry ons 'n openbaringskennis van die gedagtes wie Jesus is en wat hy gedoen het, wat hy klaar gedoen het en waar ons nou in dit ingetrek is, deel is daarvan. Wow! En nou begin daai hemelse gedagtes en nou begin ons sê, maar dit is moontlik om sy hemelse gedagtes te bekom. As jy net kom en luister en kuier om die woord en die woord vat en dit vir jouself neem en self, wanneer ons dit uitstuur vir julle, dit weer luister en weer luister en weer luister en dit self begin uitstuur vir al jou vriende en familie. Of is ons bang en skaam? Net hoe dink hulle ons is regtig Christene? Nee, ek dink ek moet so 'n bietjie net nou vervolg hulle my, of net wil hulle my nie, hou hulle nie meer van my nie en verwerp hulle my. Mense, ek is meer versorg dat ek verwerp word deur die Here as verwerp word deur mense. Ek stem julle saam met my, maar een ding, God verwerp niemand. Hy sê jou nooit verwerp nie. Hallo jy. Goed. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. En nou kom hy die antwoord. Hy sê hoe dit gebeur dat ons sy gedagtes kan bekom. Nou hierdie is vir my mooi. Hy sê want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie. Maar die aarde hierso. Wag. So 'n bietjie. Die reën en die sneeu en die aarde deur vochtig, saad ensovoorts. Ek wil net Alles woorde. presies. Dis woorde. Hier kom die woord, Jesus is die woord. die sneeu, hier kom die reën en hier kom dit op die aarde. En nou So steeds die woord, die saad, is nog steeds die woord. Aarde, sê almal aarde, is jou siel, denke, gedagtes en gemoed. Hallo aardes. Amen. Goed. Ja, gaan op. Die aarde deur vochtig en maak dat dit voortbring en uitsprei. Net wat jy saai jy. En die woord is, ons gaan hierdie Sondag sien, dan gaan die gelykenis, die titel van Sondag se les gee jou die sleutel om al die gelykenisse te verstaan. En ek gaan gelykenis met julle doen wat al die ander gelykenisse. Wat is die gelykenisse? Dit bring vir jou begrip en jy verstaan die koninkryk van die hemele wat nou binne en deur jou werk. Nie eendag nie, nou. So hierdie Sondag kry jy sleutel om al die gelykenisse oop te sluit en die hemelse koninkryk te begin ervaar en te leef deur jou lewe. Dit bring vir jou lewe en oorvloed in alle opsigte van jou lewe. Hy sê uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Kan jy sien? Vat dit terug na Galasiërs 5:22 toe. Vrugte. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees Sê almal voorspoedig. En alles waartoe ek dit stuur. Ek weet nie maar gaan ek voorspoedig wees nie. Ek is so ongelukkig en niks wil vir my uitwerk nie. Ek weet hoekom. Jou mond sê dit sopas. Alles wat jy nou gesê het, is saad wat jy plant. Nonsens twak. Beland in jou bloed. Beland in elke selletjie. Jy sukkel, jy kry swaar. Jy trek al hierdie nonsens na jou toe, want oral as jy beweeg is jy nie die vrugte van die gees nie. Jy is nie blydskap nie, jy is nie vrede nie, jy is nie geduld nie. Alhoewel jy dit klaar is, in beginsel, leef jy die teenoorgestelde daarvan uit, en daarom is daar nie goedheid en guns wat jou volg nie. Want en ek vir jou iets sê, as jy 'n onvriendelike mens is, gaan daar nie goedheid wees en guns nie. Jy gaan guns by niemand kry nie. As jy nors is en ongeskik, en jy is ongeduldig, en jy verloor jou selfbeheersing, gaan iemand vir jou guns gee? Nee. Hulle gaan almal 'n wye pad om jou loop. Hallo, kom nou! Kom ons kom by. Amen. En dan sê hy as gevolg van die woord wat jy ontvang en die kopwassing wat jy kry deur die woord, soos vanmôre, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die hemels sal voor julle in 'n gejubel uitbreek en al die bome van die veld hande klap. Het jy al in die oggend opgestaan, mors en beknop en vaarmoedig en dan kyk jy na jou tuin, dan lyk jou tuin vir jou lelik en die bome lyk vir jou lelik en jy sê hulle is, en die honde is tot kwaad vir jou en alles is niks wil uitwerk nie. Dis die wêreld in jou kop. Maar as jy gevul is met die woord, met die liefde,
met die blydskap, met die vriendelikheid, met die vreugde en die vrede van die Here, goedheid en sagmoedigheid. Mense, dan staan jy op en jy fluit en jy sing En jou hondjie kom na jou toe en jy sê, dis 'n oulike ou brokkie. Ja, en die mense in jou lewe geniet jou en jy so nice. En nou het jy guns. Pastoor Jan, Wie met my? amen. Okay, ek dink ons gaan nog een versie doen en dan gaan ons afsluit. Hy sê, julle land is 'n wildernis en julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid en dit is 'n wildernis soos by 'n omkering deur En vreemdes. waar kom al hierdie nonsens vandaan? 'n Siel wat beswaard is met twak en nonsens, 'n siel wat weg is van die Here, gedagtes, gemoed, verwyder van die Here, en nou ervaar jy al hierdie nonsens. Dis die logiese uitvloei van 'n siek kop en 'n siek omgewing, en daarby gaan ons afsluit. Ek weet nou of ken julle oliebome nie, ken julle oliebome? Ja. Nou, Ja, olieboom is 'n groot onkruid, nê? ja. En daai ding maak 'n saad, nê? En dan bars hy oop en dan skiet hy daai saad so En uit. dit sê vir ons wat 'n saad eet jy, wat 'n woord eet jy, wat laat jy toe dat in jou kop te kom bly. Ja. Maar in elk geval, So as jy olieboomsaad eet, ja, daar's party mense wat dit eet en hulle noem dit malpitte. Het julle geweet? As jy dit eet, word jy mal. Okay. so as die mense in jou lewe so 'n bietjie mallerig begin raak of jouself, dan weet jy wat het jy geëet? Olieboompitte. Jy het nie woord geëet nie, jy het nie gekom kuier met die woord nie, jy was nie Sondag hier toe die woord bring. Jy luister nie deur die week weer die woord oor en oor nie. Jy bid nie vroeg in die môre met die woord nie. En nou, wat doen jy? Jy eet olieboompitte. Wat kry jy in? Wat se gedagtes is jou gedagtes? Malpitte? Ek wonder nie so mal nie. Dat is eintlik 'n goeie een. Sal jy vir ons afsluit? Vader, dankie vir die woord. Dankie Here dat u woord is so ryk en so diep. Dankie Here dat ons die boodskap kry. Ons kry die boodskap. Ons weet Here, ons moet in die wingerdstok bly. Altyd, altyd, altyd. Dankie Here vir elke persoon wat hierdie woord luister. Dankie Vader dat u met elke persoon is wat naby en wat ver is, Vader. Ons dink aan hulle wat ongesteld is. Ons dankie Here dat u genesende krag elke een van hulle bereik, Vader. Dankie Here dat dit met hulle goed gaan en dat dit met hulle siel goed